Baie welkom by Gemeente Sonder Grense. Hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal. Dis heerlik om vandag weer eens vir jou 'n boodskap te kan bring. Vroue mag nie in die leiersposisies van die kerk aangestel word nie en vroue mag nie preek in die kerk nie. Vroue wat dit doen, is die duiwel vanself. Waar of vals? Dra die duiwel regtig praat daar? Dis ons tema vandag. Vandag is hierdie 'n baie aktuele saak in die kerk en nie net aktueel nie, maar ook kontroversieel. Daar is selfs mense wat sê dat vroue wat preek nie gered sal word nie. Dit is volgens hulle so 'n belangrike saak dat lidmate wat aanbly in 'n kerk waar vroue deel van die leierskap is, meedoen aan die sonde van daardie kerk en die oordeel van God word oor hulle uitgespreek. En mense word natuurlik aangemoedig om sulke kerke te verlaat. Baie mense is van mening dat die Bybel absoluut duidelik is daaroor. Dat vroue glad nie in die samekomste van die gelowiges mag praat nie. Is dit regtig so? In Suid-Afrika het die gereformeerde kerk onlangs so ver gegaan om alle kerke waar vroue as ouderlinge dien aan te sê om dit dadelik te staak, of hulle word losgemaak van die kerkverband. Vir sommige mense wat 'n kerk soek waar hulle kan inskakel, is dit 'n belangrike saak. Hulle wil ook weet waar ons as gemeente hieroor staan. Nou, ons gemeente het net so kort voor die gereformeerde kerk hulle radikale uitspraak gemaak het, besluit om die saak te bestudeer en te bespreek. Ons is tans nog steeds besig daarmee en het reeds 'n konsepdokument geformuleer wat na deeglike studie en verdere aanpassings goedgekeur moet word. Nou, ek is baie jare gelede, kort nadat ek my eerste beroep ontvang het, met hierdie saak gekonfronteer. En ek is gedwing om te besluit of my standpunt oor die saak belangrik genoeg is om regie daarby te hou en of dit beter sou wees om 'n kompromie daaroor te maak. Omdat die Bybelse autoriteit vir my baie belangrik is, was ek oortuig daarvan dat vroue nie as ouderlinge en predikante mag dien nie. Geestelike reuse na wie ek opgekyk het, was immers ook almal van dieselfde mening. Die gemeente waarin ek beroep is, het egter vroue as ouderlinge aangestel. Na baie gebed en nadat ek my geestelike mentor daaroor geraadpleeg het, het ek besluit dat my siening nie aan die kern van die evangelie lê nie. En ek sou onnodig 'n enorme geleentheid om die evangelie te verkondig van die hand wys. Dit nadat die Here my op 'n bonatuurlike wyse 48 uur nadat ek beroepbaar geword het, 'n beroep laat kry het. Dit was in 'n tyd waar daar 'n oormaat van teologiese studente was en waar proponente wat nou beroepbaar geword het, jare gewag het vir 'n beroep. Dit was 'n absolute wonderwerk. In die 8 jaar wat ek in daardie gemeente gedien het ek nooit enige probleem met vroue bedienaars gehad nie. Inteendeel, ek het in groot liefde en harmonie saam met hulle gewerk. Daardie tannies was vir my 'n voorbeeld van ywerigheid en heiligheid en was baie van die mans ver voor in Bybelkennis en wysheid. Tot nou toe het ek nooit nodig gehad om my standpunt hieroor te formuleer nie. Nou, ek weet nie waar jy staan met betrekking tot hierdie saak nie. Dalk is dit glad nie iets waaroor jy nadink nie, maar dalk is jy al gekonfronteer daarmee dat jou kerk toelaat dat vroue preek, of deel is van die leierskap. Dit gaan een of ander tyd nodig wees, dat jy 'n opinie hieroor vorm, want as jy ernstig is oor jou eie geestelike groei, is ek seker, jy kyk YouTube video's, of lees geestelike boeke, en dan gaan jy een of ander tyd met hierdie vraag gekonfronteer word. Hoe gaan jy vir iemand 'n antwoord gee as jy nie 'n opinie het nie? Hoe gaan jy 'n antwoord kan gee as jy nie weet wat die Bybel daaroor sê nie? So of jy nou weet wat jy daaroor glo of nie, jy het die verantwoordelikheid om jou kennis hieroor te verbreed. En jy het nodig om te leer hoe om iemand hieroor te antwoord en selfs te begelei.
Julle weet dat die autoriteit van die Bybel vir ons as gemeente en leierskap baie belangrik is. Ons wil nie dinge verkondig wat ons nie in die Bybel kan vind nie. As dit nou ook vir jou belangrik is ek seker dat jy hierdie onderwerp saam met ons wil deurtrap. Nou, behalwe dat jy iets gaan leer oor hierdie spesifieke onderwerp, gaan jy ook sekere beginsels leer oor hoe om die Bybel te lees en te interpreteer. Dit is my wens en begeerte dat jy deur hierdie boodskap en ook deur die reeks wat gaan volg oor 1 Timoteus, sal ontdek hoe ryk en kosbaar die Bybel is as ons dit reg lees. Mag jy groei in jou kennis en wysheid in die Here. So kom ons spring weg. Daar is 2 teksgedeeltes wat gebruik word om te bewys dat die Bybel sê dat vroue nie in leiersposisies mag wees nie en ook nie mag preek nie. Dit is 1 Korintiërs 14 en 1 Timoteus 2. Vandag kyk ons na 1 Korintiërs 14. Maar voor ons dit doen, kom ek herinner julle net weer aan 'n paar beginsels vir die interpretasie van die skrif en vir die formulering van teologiese standpunte. Eerstens, die konteks is seker een van die belangrikste dinge wat jy in ag moet hou. Tweedens, daar moet gehou word by die taalkundige reëls vir 'n akkurate interpretasie. En derdens, die skrif verklaar die skrif en weerspreek homself nooit. As daar nou 'n skynbare weerspreking is, dan moet daar iets fout wees met my studie of interpretasie. Dit beteken, as ons die konteks goed in berekening bring en die grondtaal behoorlik bestudeer, sal ons verskillende teksgedeeltes kry wat dieselfde waarheid bevestig. Iets wat ons ook moet onthou, is dat enige vertaling altyd 'n interpretasie is. Ons het nie meer die oorspronklike geskrifte nie. Dit is alles afskrifte en vertalings daarvan. Dit het natuurlik so goed behoue gebly, dat ons vandag met reg kan sê, dat die Bybel God se geïnspireerde woord is. Ons almal kyk nou, natuurlik met ons eie bril, na 'n teks, ons eie voorveronderstellings. En dikwels moet ons daai bril afhaal en 'n bietjie skoonmaak of selfs vervang. 'n Mens kan ook nie op grond van een teksgedeelte in die Bybel 'n hele teologie bou en dit beskou as 'n kernwaarheid in die Bybel nie. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Daar word byvoorbeeld net op een plek gesê dat siekes met olie gesalf moet word deur die ouderlinge en die persoon sal genesing ontvang. Nêrens is daar enige ander tekste wat hierdie as 'n opdrag kom bevestig nie. En daarom kan ons dit nie as 'n reël vir alle gemeentes en alle tye beskou nie, en nog minder kan ons daarvan 'n sakrament maak. Daar is ook verskeie maniere waarop die teks geïnterpreteer kan word. En ons is nie altyd seker of ons heeltemal reg is en die ander mense se opinies altyd verkeerd is nie. Kom ons kyk nou na hierdie teks in 1 Korintiërs 14, wat gebruik word as 'n bewys dat vroue nooit in die erediens mag praat nie. Vers 33. Want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede. So hoort dit in al die gemeentes van die heiliges. Laat die vroue in die gemeente swyg, want hulle word nie toegelaat om te praat nie, maar moet hulle self onderwerp, soos die wet ook sê. Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hulle eie mans daaroor uitvra. Want dit is 'n skande vir 'n vrou om in die gemeente te praat. Nou, as 'n mens so buite die konteks en letterlik direk hierdie tekste gedeelte lees, dan klink dit inderdaad asof vroue nie toegelaat word om te praat in die eredienste nie. Maar dan loop ons vas teen 'n hele klomp probleme. Eerstens, as Paulus bedoel dat vroue nooit in alle tye en in alle plekke in die erediens mag praat nie, hoekom sê hy dan in hoofstuk 11 vers 5 dat hulle wel mag? Vroue wat bid of profeteer sonder iets op hulle kop, doen hulle hoof haar man oneer aan. Vroue word nie verbied om te bid of te profeteer nie. Inteendeel, daar word veronderstel dat hulle wel in die samekomste sal bid en profeteer. Tweedens, sit ons met 'n ander probleem. Want aan wie is die geestelike gawes gegee? Paulus sê dan self in hoofstuk 12 van hierdie selfde boek, in Korintiërs 12 vers 6,
Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werke, maar dit is dieselfde God wat alles in almal tot stand bring. Alle gelowiges ontvang gawes. Die gawes is aan almal gegee, nie net vir mans nie, maar vir mans en vroue. Die gawes is aan almal gegee, nie om net onder sekere mense beoefen te word nie. Vers 7 sê uitdruklik, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Dis tot voordeel van almal. Ons het al voorheen vir mekaar gesê, dat geestelike gawes nie gegee word om onsself te bevoordeel nie, maar om gebruik te word in die gemeente, tot voordeel van die hele gemeente. Nergens word gespesifiseer dat vroue sekere gawes ontvang en mans ander gawes, en dat net mans mag baat by die gawes van mans nie, en net vroue by die gawes van vroue nie. Gawes moet in die gemeente beoefen word, tot voordeel van almal. Dis wat die Bybel leer. Dit sluit die vroue se gawes in. In 1 Korintiërs 14 vers 14 lees ons, elke keer as julle by mekaar kom, het wanneer is dit? Wanneer julle by mekaar kom, het wie? Het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te lewer. En wat is hierdie bydraes? 'n psalm, 'n onderwysing, met ander woorde 'n lering, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. Sien jy? Elkeen het 'n bydrae om te lewer in die samekomste. Die vroue word nie uitgesluit nie. Hoe rym dit dan nou met die tradisionele interpretasie van vers 33 tot 35? In vers 34 het ons gelees, moet die vrouens ook in julle samekomste stil bly, want hulle word nie toegelaat om te praat nie. Hulle moet onderdanig wees, soos die wet ook sê. Nou waar in die wet staan dit? Van watter wet praat Paulus hier? Is daar werklik 'n wet waar gespesifiseer word dat vroue onderdanig moet wees en dat hulle nie mag praat nie? 'n vierde ding is, hoekom sal Paulus sê dat dit 'n skande is vir vroue om in die samekomste van die gemeente te praat en dat hulle mans by die huis moet vra om dinge vir hulle te verduidelik, as hy reeds gesê het dat hulle kan bid en profeteer, sonder om met hulle mans te praat? En wat van die wat nie mans het nie? Wat van die vroue wat nie getroud is nie? Moet hulle nou maar onkundig bly? En dan natuurlik 'n laaste enetjie wat ek vir julle wil noem. Dan sit ons ook met die term stil bly, wat hy reeds tevore gebruik het en gesê het dat as iemand ongewone tale gebruik en dit nie uitgelê word nie, moet die spreker stil bly. Ook die wat profeteer moet stil bly as daar iemand anders is wat iets wil sê, sodat mense nie almal gelyk praat nie. Hulle moet beurte maak. In beide hierdie gevalle is die bedoeling nie dat hulle permanent moet stil bly nie. Hoekom sal Paulus skielik die woord se betekenis verander na 'n permanente stil bly as dit kom by die vroue? As ons hierdie dinge behoorlik wil verstaan, dan moet ons kyk na die betekenis van die Griekse woorde en na die konteks. Iets wat ons ook moet onthou, is dat Paulus 'n brief skryf. En wanneer ons 'n brief interpreteer, moet ons altyd onthou dat daar twee kante is en dat ons slegs die een kant daarvan kry. Die mense vir wie geskryf word, het gewoonlik te doen met unieke omstandighede wat die brief noodsaaklik maak. Soms het hulle self spesifieke vrae gevra waarop hulle antwoorde wou hê. Dit is presies wat gebeur het in 1 Korintiërs. Kom ek wys julle. 1 Korintiërs 7 vers 1 sê, ek kom nou by die dinge waaroor julle aan my geskryf het. Ons weet nie wat daardie dinge is, waaroor die gemeente in Korinte aan Paulus geskryf het nie. Maar daai eerste lesers het presies geweet waarvan Paulus praat. Baie jare later moet ons baie versigtig navorsing doen, om soveel as moontlik van die agtergrond van die eerste lesers te verstaan. 'n Brief is nie maar 'n algemene stel teologiese beginsels of leerstellings nie. Dit is baie spesifiek gerig aan mense in hulle unieke omstandighede. As ons nou kyk na die konteks, dan sien ons dat Paulus instruksies gee oor die beoefening van die gawes in die vroeë kerk. Die eerste ding wat ons moet onthou,
is dat die kerk in daai tyd baie anders gelyk het as vandag. Hulle byeenkomste was in plekke met beperkte spasie, waar op die meeste 15 tot 20 mense by mekaar kon kom. Dit was 'n gemengde gehoor met klomp verskillende mense wat verskillende tale gepraat het selfs. Hulle het nie in rye gesit en na die verhoog gekyk soos vandag nie. Hulle was boonop in mekaar se persoonlike ruimte. En so 'n byeenkoms was as baie meer interaktief. Wanneer Paulus begin om sy instruksies te gee, dan sê hy in vers 26, laat alles dien tot stigting. Nou hier in die middelrond herhaal hy dit in vers 33. Daar sê hy, God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en vrede. En dan wanneer hy sy instruksies afsluit, herhaal hy dit weer, 1 Korintiërs 14 vers 40. Alles moet egter gepas en ordelik geskied. Alles. Al die dinge wat hy genoem het, moet ordelik geskied. Hierdie ordelikheid, hierdie vrede, dis die deurlopende tema en doel met sy instruksies. God is nie 'n God van wanorde nie, en daarom moet alles ordelik verloop. Ons kan dus aflei dat wanorde en onenigheid ontstaan het tydens hulle byeenkomste. En daarom benadruk Paulus dit in hierdie gedeelte. In hoofstuk 12 en 13 gee hy lering oor die gawes. Maar wanneer hy begin met hoofstuk 14, dan fokus hy op 3 groepe wat 'n bietjie wanorde veroorsaak. En dis nie 'n mooi getuienis nie. Soos ons reeds gesien het, is die doel van hierdie lering om die orde te herstel. Die 3 groepe wat hy aanspreek is eerstens die wat in tale praat, maar nie geleentheid gee dat dit uitgelê word nie. Die tweede groep is die wat profeteer, maar dit nie een doen nie en waarskynlik nie die ander wat ook 'n spreekbeurt wil hê 'n kans gee nie. En die derde groep is die vroue. Daar is 2 ekstreme praktyke wat Paulus aanspreek, omdat dit wanorde en onenigheid veroorsaak. Aan die een kant was daar 'n siening van, hey, everything goes, en alles word toegelaat, en hoe meer lawaai, hoe beter. Dit kon waarskynlik ontstaan het vanuit die heidense bekeerlinge. Ons is vry en ons kan doen wat ons wil, is die redenasie. Aan die ander kant was daar niks is aanvaarbaar nie, en dit was afkomstig uit wettisisme, en waarskynlik die Joodse geleerdes, alhoewel daar ook van die Romeinse ouens is, wat geglo het dat vroue glad nie mag praat nie. Paulus is nie 'n voorstander van enige een van die 2 nie, maar wil na albei kante toe samewerking hê. Hierdie 2 groepe het konflik en spanning vir mekaar veroorsaak, en God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede. Hy spreek dus beide hierdie vergrype aan, wanorde en wettisisme, teenoor orde en vrede. Wanneer dit kom by die derde groep, die vroue, wat moet stil bly. Net soos die talepraters en die wat profeteer het, belet hy hulle nie om geheel en al stil te bly nie, maar baie mense interpreteer hierdie gedeelte asof Paulus die vroue permanent verbied om te praat. Waarom hierdie onderskeid? Dit is tog duidelik dat hy nie bedoel het dat die talepraters glad nie mag praat nie. En hy het nie bedoel dat daar glad nie geprofeteer mag word nie. Waarom moet die stil bly van vroue dan nou anders verstaan word as met die ander 2 groepe? Dit terwyl hy reeds gesê het dat die vroue mag bid en mag profeteer, en dat elkeen 'n bydrae te lewer het in die samekomste. Kom ons kyk eers na hierdie Griekse woord wat gebruik word vir stil bly. Dit is sigao. En hy gebruik hierdie woord vir elkeen van hierdie groepe in presies dieselfde vorm. Eerstens, so 'n parallelle gebruik van 'n woord vereis dat dit in alle gevalle dieselfde betekenis sal hê. Dit is nie 'n permanente stil bly om nooit weer te praat nie, maar 'n verposing om te voldoen aan sekere voorwaardes, en dan kan voortgegaan word om te praat. En daarom is dit vreemd dat die derde stil bly dan nou 'n permanente stil bly is. Tweedens, oral waar dit in die Nuwe Testament gebruik word, het dit hierdie betekenis. Nêrens word dit ooit gebruik met die betekenis van 'n permanente swyging nie.
Daar's ten minste 2 ander Griekse woorde wat so 'n betekenis het en wat hy kon gebruik het as dit sy bedoeling was. Ons oortree dus alle taalreëls as ons dit interpreteer asof vroue nooit mag praat nie. Dus, Paulus het reeds gesê dat vroue mag bid en mag profeteer in die samekomste. En daar's baie sulke voorbeelde in ander dele van die Bybel, in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Dit is duidelik dat almal geestelike gawes ontvang het. En dit is verder duidelik dat almal, die hele gemeente, moet baat vind by die beoefening van daardie gawes. Nêrens word enige onderskeid gemaak tussen mans en vrouens se gawes nie. Nêrens word 'n beperking geplaas op wie mag baat vind by sekere gelowiges se gawes nie. En dan moet ons ook konsekwent wees met die verstaan van die woord stil bly. Dit word nie bedoel as permanente stil bly nie. Waarom dan hierdie opmerking van Paulus oor vroue wat vir altyd moet stil bly? Wat was daar aan die gang? Nou, daar's verskeie teorieë hieroor. Ek gaan net so 2 of 3 noem, maar daar's baie meer. Sommige reken dit was vroue prostituie wat tot bekering gekom het, en wat in hulle onkunde en oneerbiedige maniere die byeenkoms ontwrig het. Ander is van mening dat dit getroude vroue was, wat met hulle mans in die openbaar gestry het, omdat hulle nou net nie genoeg kennis gehad het nie. En dan is daar ook mense wat meen dit is vroue wat nie altyd mooi verstaan het wat aangaan nie, en dan onder mekaar begin gesels het, omdat hulle belangstelling verloor het. Al hierdie en baie meer moontlikhede het tot gevolg dat ons moet aanvaar dat Paulus nie hier alle vroue oral in die kerk aanspreek nie, maar slegs hierdie spesifieke vroue wat wanorde veroorsaak. Nou, daar is probleme met elkeen van hierdie moontlikhede. En nie een van hulle kan regtig vir ons 'n goeie verklaring gee wat al die probleme oplos nie. Maar dan is daar nog 'n vraag. Wat van Paulus se opmerking oor die wet? Nêrens in die hele Ou Testament kry ons 'n versie wat sê dat vroue onderdanig moet wees en dat hulle nie mag praat nie. So, waar kom dit dan vandaan? Van watter wet praat hy? Baie keer wanneer daar gepraat word van die wet van God, word daar bedoel die Ou Testament. Maar as ons gaan kyk na die Ou Testament, kry ons nêrens so 'n versie wat sê dat vroue onderdanig moet wees en dat hulle nie mag praat nie. Waar kom dit vandaan? Hier's 'n moontlikheid. Die Jode het 'n mondelinge wet gehad. Hulle het dit oorgedra deur generasies. Hulle het dit uit hulle koppe uitgeken. Hierdie wet is uiteindelik tussen 200 en 500 na Christus op skrif gestel deur die rabbyne, en dit is die Talmud. Nou, die Talmud bevat onder andere die Torah en ook die Mishnah, saam met baie ander wette en gebruike wat ook opgeteken is. Die idee dat dit 'n skande is vir 'n vrou om tussen mans te praat, kom hierin baie duidelik uit. Dit word bespreek onder die onderwerp Kol Be'isha Erwa. The voice of a woman is nakedness, or sexual impropriety. Dit kom uit dele soos Bekarot 24a, Megillah 23a en die Mishnah Berura hoofstuk 75 vers 18, wat waarsku teen vroue wat sing of melodieus praat in die openbaar. Vroue se stemme in die openbaar is beskou as skandelike naaktheid. Aanhalings uit hierdie geskrifte klink soos volg. A woman's voice is prohibited because it is sexually provocative. Women are sexually seductive, mentally inferior, socially embarrassing, and spiritually separated from the law of Moses. Therefore, let them be silent. It is a shame for a woman to let her voice be heard among men. The voice of a woman is filthy nakedness. Mense, dit is wat die Joodse Talmud sê. Dit is wat die moslims glo, maar dis beslis nie wat die Bybel ons leer nie. Maar 'n mens kan dink dat die Christelike vryheid en gelykheid van vroue wat deur Jesus en deur die apostels verkondig is, moeilik was om te aanvaar vir die Jode, veral vir die Joodse mans wat so groot geword het en so geleer is
en dis glad nie daaraan gewoond was nie. En daarom wil hulle vasklou aan hulle Joodse wette. Maar ons weet hoe uitgesproke Paulus in ander briewe was oor wetsonderhouding. Heel driftig het hy op 'n stadium oor die besnydenis geskryf dat hulle self dan nou maar sommer heeltemal moet ontman as hulle dan nou wil teruggaan na die besnydenis toe. Hoekom sal Paulus dan nou skielik wil terugval op die wet? Mis ons dalk iets? Dis nie Paulus hierdie nie. Heel wat geleerdes en taalkundiges het al opgemerk dat vers 34 en 35 baie anders is as Paulus se normale skryfstyl en selfs sy teologie. In sommige manuskripte is hierdie vers 34 en 35 op verskillende plekke. Sommige plaas dit direk na vers 33, ander plaas dit na vers 40. Dis asof die ouens wat die manuskripte oorgeskryf het, die kopieerders, nie presies geweet het waarom dit te plaas nie. En dan kry ons Codex Fuldensis, waar dit glad nie in voorkom nie. En daarom beweer sommige dat dit 'n latere byvoeging moes wees. Hierdie is 'n baie belangrike ding wat ons moet onthou vir die interpretasie van hierdie boek. Maar daar's ook 'n ander moontlikheid. Die Griekse woordjie ei, wat kom net na hierdie stelling oor die vroue, verduidelik vir ons baie oor hoe ons die vorige deel kan verstaan. Wat as dit inderdaad nie Paulus se eie woorde was nie, maar dat hy eintlik die Jode aangehaal het, en dan daarna repliek lewer daarop. Hy doen dit eintlik meesterlik in Romeine 6 vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? As hierdie Joodse manne beswaar gemaak het oor vroue wat nou in byeenkomste praat en vir Paulus in hulle skrywe aan hom die wet aangehaal het, hulle wet aangehaal het om hulle eie opinie te staaf, dan raak dit nogal 'n moontlikheid dat Paulus hulle argument aanhaal deur te sê, en dan aanhalingstekens wat nie in die Grieks was nie, maar juis omdat hierdie teksgedeelte nêrens inpas nie en op verskillende plekke gesit is deur die kopieerders, kan ons reken dat hierdie gedeelte saam waarskynlik dalk 'n aanhaling is. Die vroue moet in julle byeenkomste stil bly want hulle word nie toegelaat om te praat nie. Hulle moet onderdanig wees, soos die wet ook sê. As hulle iets te wete kom, moet hulle tuis hulle mans vra, want dis lelik vir 'n vrou om in die erediens te praat. En dan reageer hy met ei. Wat ongelukkig in ons Afrikaanse vertalings net met is of en het vertaal word. Hierdie woordjie het 'n ryke verskeidenheid van moontlike vertalings. En in die King James vertaling kry ons 'n mooi voorbeeld. Dit word vertaal met what? Met ander woorde. Hy haal hierdie ouens aan en sê, dis wat julle sê, dis wat julle sê. Dis lelik vir 'n vrou om in die erediens te praat. Wat? Bedoelende in mooi Afrikaans, is jy van jou sinne beroof? Iemand stel dit so. In other words, Paul is horrified that they would ask such a question. His response would sound like this. Are you out of your mind? It's a woman's silence reflecting Jesus? Does it reflect the Father? Did God himself tell you this? So wat is ons gevolgtrekking? Mense wat sê, die Bybel is baie duidelik daaroor, vroue moet stil bly, weet nie waarvan hulle praat nie. Een soort persoon skryf, daar is net een interpretasie, vroue moet stil bly. Regtig? Daar's 'n legio maniere waarop hierdie gedeelte verstaan kan word. Om te sê daar is net een interpretasie, is om jou onkunde in die openbaar van 'n berg af uit te basyn. Die vraag wat jy vandag vir jouself moet afvra is, waarom glo ek wat ek glo? Of jy nou dink dis oukei vir vroue om in die erediens te profeteer, te bid en te sing, en of jy heeltemal daarteen is, waarom glo jy wat jy glo? En wat is die invloed daarvan in jou lewe, in jou verhoudings met vroue of met mans? As jy dink dat vroue nie gelyk is aan mans nie,
dat mans beter as vrouens is, dat vroue een of ander gebrek het, wat hulle diskwalifiseer om in die kerk te mag dien, dat vroue meer vatbaar is vir sonde as mans, soos die wet sê, het jy werklik 'n probleem met hoogmoed, en verstaan jy nie wat Jesus kom doen het op aarde nie. As jy van mening is dat vroue alles net so goed soos mans kan doen, en dat hulle nie mans nodig het nie, dan het jy ook 'n probleem. Daar's 'n rede hoekom mans en vroue nie normaalweg teen mekaar boks of kompeteer nie. Mans is tog fisies sterker. Daar is sekere dinge wat mans eenvoudig beter kan doen as vroue. Maar dit is ook andersom waar. Vrouens het vermoëns wat mans nie het nie, en vroue is eenvoudig beter daarmee. En dit is nie net fisiese vermoëns nie. Ja, daar is verskille tussen mans en vroue. Dit kan ons nie ontken nie. En daarom moet ons ook ruimte maak vir mekaar, om hierdie unieke vermoëns te kan beoefen, sodat ons almal daarby kan baat. Wat jy vandag moet doen, is om jou gesindheid te ondersoek. Is daar by jou genoeg nederigheid om te erken dat sommige vroue meer weet as jy, en sekere dinge beter kan doen as jy, selfs beter as jy leiding kan neem? Vir sommige mans is dit 'n groot uitdaging. Maar as vrou, is daar by jou genoeg nederigheid om te aanvaar dat jy ook mans in jou lewe nodig het? Die oersonde is nie ongehoorsaamheid nie, dit is hoogmoed. Daarom moet ons aanvaar dat God beter en groter is as ons. Daarom moet ons ook aanvaar dat God die vrou gemaak het, juis omdat die man haar nodig gehad het. Vroue is net soveel as mans na die beeld van God geskape. Alle gelowiges, insluitende vroue, is priesters, profete en konings, soos God dit bepaal het. Almal van ons het God se genade nodig, en nie een van ons is goed genoeg om uit onsself gered te word nie. Ons word almal, mans en vroue, uit genade alleen en deur geloof alleen gered. En daarom het nie een van ons enige rede om te dink dat jy beter is as iemand anders nie. Voordat ek begin met die reeks uit 1 Timoteus, wil ek een versie eers met julle hanteer. Want in hierdie hele debat word dit dikwels aangehaal, verkeerdelik aangehaal. Dit is die een versie wat aangehaal word asof dit die wet is waarvan Paulus praat in 1 Korintiërs 14. Dis 'n versie in Genesis 3 vers 16, wat sê dat die mans oor die vrou sal heers. Volgende Sondag gaan ons ontdek wat hierdie versie nie beteken nie. Een ding waarmee jy vandag kan huis toe gaan, is dat Paulus beslis nie in 1 Korintiërs 14 bedoel het dat vroue boos is nie, en dat hulle altyd in die eredienste moet stil bly nie. Sy is toe nie die duiwel in hoë hakskoene nie. Dit laat ons dus met een ander teksgedeelte in 1 Timoteus 2, wat gebruik word om so 'n standpunt te huldig. En ons weet, ons kan nie 'n hele teologie bou op een teksgedeelte nie. Indien 1 Timoteus 2 wel sê dat vroue nie leierskapsrolle in die kerk mag hê nie, is dit die enigste teks en kan dit beslis nie as 'n deel van die kern van die evangelie beskou word nie. Maar wanneer ons klaar is met 1 Timoteus 2, sal jy sien dat hierdie gedeelte ook radikaal verkeerd verstaan word, omdat die konteks nie behoorlik in ag geneem word nie. Dit is my gebed dat die Heilige Gees ons elkeen sal aanraak met 'n begeerte om nederig te wees en skrifgetrou te bly. Mag die Here ons daarmee help.